Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons uitgespaar is, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, ook vanmôre by die oordeenking wat ons sal hanteer. Ek wil die groet vanmôre met die baie bekende, besondere woorde van Halleluja lied 502. Dis 'n besondere lied in die Halleluja bundel en daar staan: ek glo vas God hoor die gebed. Ja, gewis hy hoor die gebed. Dis beproef God hoor die gebed. Ere sy naam. Vriende, hierdie skrywer wil dit vir ons so duidelik uitlig dat hy glo vas dat God die gebed hoor. En dan kom hy en hy bevestig, hy sê ja, gewis, hy hoor die gebed. En dan die uitdaging tot ons, dis beproef God hoor die gebed. Ere sy naam. Hoeveel maal as u en ek klaar gebid het, dan wonder ons by onsself, het God regtig ons gebed gehoor en gaan hy regtig antwoord? Ek wil u vanmôre kom bemoedig en vir u kom versterk in die geloof om vir u te sê dat ons God is 'n getroue verbondsgod. Ons God is die God wat luister en hoor as ons bid. En die Bybel nooi ons dat ons sal bid sonder ophou. En daarom, dis beproef God, hoor die gebed. Ere sy naam. Daarom pleit ek by u dat u en ek ook getroue bidders sal wees. Ons gaan vanmôre so 'n bietjie kyk hier uit Judas. Ons gaan 'n bietjie kyk daar in die boek Judas na vers 20 en bietjie verder oor die gedagte dat ons moet self opbou in die allerheiligste geloof. Nou Judas skryf 'n brief, vriende, met die doel om die kinders van die Here op te wek om by die waarheid van God kant te kies. Daar is so baie mense wat hy sê in hierdie brief wat moet valse leringe kom en nuwe leringe en eintlik besig is om eintlik hulle self net te verryk uit die evangelie. Maar ons as kinders van die Here moet wakker wees, ons moet waaksaam wees en ons moet getrou bly aan God se woord. En dan kom hy in vers 20 en hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Nou vriende, as ons dink aan die gedagte van julle geliefdes, dan dink ons baie keer aan die apostels was seker geliefdes en die Nuwe Testamentiese kerk was seker geliefdes omdat hulle baie meer seker getrou was aan die Here, diensbaar was aan die Here. Maar die Bybel sê vir ons elke weergeborene is 'n geliefde. Dink mooi daaraan. Ons het die Here lief omdat hy ons eerste lief gehad het. En vriende, hierdie liefde wat God aan ons geopenbaar het, deur ons aan te neem as sy kinders, is 'n liefde wat in ons harte kom uitstort het en hy noem ons geliefdes. Hy noem ons uitverkorenes. Hy noem ons deel van hierdie koninklike geslag en priesterdom. En die Bybel sê vir ons, maar julle geliefdes, julle wie God liefhet, wat moet ons doen? Die Bybel sê julle moet julle self opbou in die allerheiligste geloof. En hoe doen ons dit? Vriende, die Bybel sê vir ons in Filippense 2 dat die Here in ons werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Maar die voorafgaande vers sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Nou vra ons vir onsself die vraag af, as die Here dit in ons werk, hoekom moet ons dit dan nog werk? Vriende, omdat die Here vir ons 'n sekere verantwoordelikheid oplê. In die krag van die Heilige Gees moet ons sekere dinge doen, sekere moeite doen, tyd inruim, ons moet sekere verantwoordelikhede nakom, ons moet die woord lees, ons moet bid, ons moet kerk toe gaan, ons moet getuig, ons moet studie doen van God se woord, en so bou ons onsself op in die allerheiligste geloof, en die Bybel sê in die Heilige Gees bid. Hierdie in die Heilige Gees bid is nie 'n snaakse brabbeltaal gebed nie, maar om werklik in die krag van die Heilige Gees te bid, in afhanklikheid van die Heilige Gees te bid. So die Bybel praat van, dat ons as God se kinders, is God se geliefdes, hy het ons lief gehad met 'n ewige liefde, hy het ons gekoop in die bloed van die lam, en hy noem ons geliefdes. Wat moet ons doen? Ons moet onsself opbou in die allerheiligste geloof. Hoe doen ons dit? Deur in afhanklikheid van die Heilige Gees, God se woord te bestudeer, na sy huis te gaan, om te bid en te vra, Here, gee my wysheid, sodat ek dan ook kan groei in my geestelike lewe, sodat my geestelike huis sterk kan staan, my fondasie dan sterk kan wees, en ek kan groei tot die volle mate, tot die grootte in Christus Jesus ons Here. Nou sê vers 21, en julle self in die liefde van God bewaar. Vriende, die duiwel wil dikwels vir ons kom beskuldig, en ons kom aankla, dikwels het hy die volste reg om dit te doen, wanneer ons gesondig het. Maar luister, die Bybel sê vir ons kan seker wees van God se onwankelbare liefde vir ons. Daarom bewaar ons nie in ons liefde vir onsself, of in ons kennis, of in wat ons al vermag het nie, maar in die liefde van die Here vir ons, en julle self in die liefde van God bewaar. Wonderlik om te sien dat ons veilig in Christus is, dat ons beskut is in sy liefde, dat ons onder die skadu van sy vleuels kan skuil, en dat hy wat die goeie werk begin het, dit sal volëindig.
Die res van die vers sê, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Hierdie barmhartige en genadige God het vir ons gesê dat hy ons veilig in sy heerlikheid sal aanbring. Hy sal die geknapte riet nie verbreek en die dowwe lampet sal hy nie uitblus nie. En daarom verwag ons hierdie heerlikheid saam met Christus, omdat hy 'n genadige en barmhartige God is. En nou vriende, dan wil ek net afsluit met die laaste 2 versies. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. As die Bybel sê aan hom wat nou magtig is om julle van struikeling te bewaar, beteken dit nie ons gaan nooit val nie, maar dit beteken ons sal nooit verval van die genade nie. Ons sal nooit so ver verval dat ons uit God se genade hand verval nie. Die Bybel sê in Johannes 10 vers 28 dat die Here ons gee vir ons die ewige lewe en niemand sal ons uit die hand van sy Vader ruk nie. En dis presies wat die Here vir ons sê. Hy's magtig om ons te bewaar van finale struikeling, van totale verval. Hy het 'n goeie werk begin, vriende, en deur sy Gees sal hy ons in staat stel om die goeie stryd te stry. As ons aanhou sondig, sal hy ons tugtig, hy sal ons korrigeer, hy sal ons terugbring na die pad van geregtigheid. Maar luister, hy's magtig om ons van struikeling te bewaar en hoor nou, ons sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Ons sal eendag juig in die hemel. Ons gaan kroon die lam geslag. Sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan vir ewig en altyd hierdie lam se lof besing, omdat hy ons van totale struikeling bewaar het. Dat hy ons veilig in sy heerlikheid sal inbring en dat ons vir ewig sy lof kan besing. En daarom sê vers 25, aan hierdie alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Is nie kosbaar nie. Vriende, lees hierdie gedeelte in die woord van die Here en versterk u hart en skep moed, want hierdie God is in beheer. Ons is geliefdes van die koning en hy sal ons getrou bewaar tot die dag dat ons hom sal sien in sy heerlikheid soos hy is. Baie groete vir u, baie seën, mooi dagie verder, tada.